Ons het dikwels 'n geïdealiseerde en geromantiseerde prentjie van die dae voor die eerste Kersfees. Ons sien kerskaartjies en geboortetonele en ons neem aan, daardie dae was stresvry. Maar dis ver van hoe diegene wat by die eerste Kersfees betrokke was, werklik gevoel het. Die heel eerste Kersfees het nie as 'n vrolike tyd vir almal begin nie. Die nuus dat Jesus kom het baie mense gespanne gemaak. Maria was verward en bekommerd. 'n engel het vir haar gesê dat sy die seun van God in die wêreld sou bring. Sy het nie geweet wat met haar verloving aan Josef sou gebeur nie. Haar toekoms het donker gelyk. Josef was seer gemaak en gebroke. Sy verloofde het vir hom gesê, sy is swanger. Hy het seer gemaak gevoel en gedink, sy was ontrou aan hom. Die herders was bang. Hulle het 'n helder lig gesien en gesien hoe engele uit nêrens verskyn. Die wyse manne was uitgeput. Hulle het 'n lang pad gereis om by Jesus uit te kom. Hulle was gereed om te rus. Jy mag dalk hierdie Kersfees gestres voel. Jy mag verward, seer gemaak, bang of bloot uitgeput voel. Wat sê hierdie Kersverhaal vir jou? Oor die volgende paar oordenkings wil ek 'n bietjie dieper ingaan op hoe elkeen van hierdie sentrale karakters in die Kersverhaal op hulle pyn gereageer het en hoe God alles vir hulle verander het as reaksie. Maar hulle het almal een ding in gemeen. Hulle het hulle na God gewend. Hulle het bly opkyk. Die Bybel sê, skeur julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. Joël 2 vers 13. Maak nie saak wat jy deurmaak nie. God het jou lief. Wanneer jy na God draai, sal hy nie wegdraai nie. Op daardie heel eerste Kersfees het elkeen van hierdie mense na God gedraai. Hulle het almal na hom gekyk om aan hulle grootste behoeftes te voldoen. God was daar vir Maria, vir Josef, vir die herders en die wyse manne. En hy sal ook daar wees vir jou. Dink 'n bietjie na oor die volgende 3 vrae. Op hierdie oomblik, met wie van die mense wat ek hier genoem het, kan jy die meeste identifiseer? En hoekom? Wat keer jou om na God te draai, ten spyte van die probleme wat jy in die gesig staar? En hoe kan jy iemand anders help wat hierdie Kersfeesseisoen seer kry? En onthou, moenie opgee nie, kyk op. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons in hierdie tyd waar ons weer wag om u koms te vier, kan terugkyk en sien hoe mense gereageer het op die eerste koms daar in 'n krib in Bethlehem. Hoe dat hulle vrese oorkom het. Hoe dat hulle die verwarring en teleurstelling wat hulle ervaar het, te bowe kon kom. Hoe dat hulle onbeantwoorde vrae kon vergeet en hoe dat hulle rus kon vind deur net na u te draai, deur net op te kyk. Help ons dan om dit self ook in hierdie Kersseisoen te doen en ook ander wat dalk seer kry te kan help dat hulle na u sal draai om hulle seerkry te verlig. In Jesus se naam. Amen.